Welkom by die Baby Clown podcast. Ek is jou host, Selania Becker, maar you can call me Baby Clown. Vandag sit ek hier met 'n baddie, wat baie van ons al vir jare op skerm sien, maar ek voel daar is nog baie leiers in haar, wat mense nie altyd sien nie. Sy is 'n aktrise, sy is 'n entrepreneur, sy is 'n mam van 3, en ook iemand wat nie bang is om 'n klein bietjie controversial te wees nie. Baie mense ken haar as Clara van Sewende Laan of as die beautiful host van Boer soek 'n vrou. Dit is crazy. Sy het haar eie uplifting show Stralend en sy het ook haar eie cosmetics brand. Dit is sick. Welkom by die Baby Clown podcast, Angelique Gerber. Ja! Baby, kan Wat maak jy? Wat doen jy? bietjie meer professional wees terwyl ek hier saam met jou sit, maar ek gaan nie kan wees nie. Ek is maar net Baby Clown. Asseblief nie, dis nie, ek het juist ja gesê vir jou persoonlikheid, wat ek love. Ek is grateful, regtig. So, toe ek hierdie season al beplan het, het ek nie regtig geweet met wie, jy weet ek wil praat, maar ek het geweet ek wil met die mense praat wat ek mee oor die weg kan kom. You know, want vir my om kan met 'n stranger te sit en chat, it's kind of hard, you know. Ja. Maar toe is ek nou op Instagram toe check ek jou ek is I'm ek gaan net vra. Ek gaan net gou-gou. So bly jy. Maybe sal sy dit doen. Reply jy dadelik, dis jy sal dit doen. Ja, want ek love jou nog altyd, jou en Maxie. So julle, ek wil weet, wie was jy voordat jy al hierdie TV-werk gedoen het? Wie was Angelique Gerber op skool? Was jy stout? Het jy al geleer? Ek wens ek kon sê ek was glad nie. Ek was die wêreld se grootste koek. Ek was 'n regte pluggie. Ek was nog altyd 'n performer. Ja. Maar ongelukkig het ek baie erge daddy issues gehad. So ek het die rejection wat ek daar ervaar het gevul met performance, want ek het agtergekom hoe meer ek perform, hoe meer ek wen, hoe meer ek perfek is, hoe meer aandag en liefde kry ek van mense af. So ek sal sê ek was 'n groot people pleaser. Ja, I was stuck in performance mode. En toe ek sielkunde gaan studeer het en ek is stoksel alleen in my woonstel. En ek studeer iets wat ek nie eintlik wou nie, want ek wou nog altyd drama gaan studeer het. Hoekom het jy My dan? ma, Het sy gesê met dit? mama en ek is bly sy het dit gesê. Okay. Alles gebeur vir 'n rede. Het jy die graad gekry? Ek het my honeurs gekry. Maar ja, so toe gaan studeer ek sielkunde en ek was nie gelukkig nie. Okay. En ek's alleen. En vir die eerste keer is ek faced met my eie gedagtes en ek is soos ek weet nie wie die hek is ek sonder die dans of die akademie of toe gaan ek in full on rebellion mode. Ek het baie gerebelleer. Ek was omtrent elke aand ek kom my rol kry in Hatfield Square. Okay. Ja, ek was daar elke liewe aand. Ek moes van die een pendulum tot die ander, jy weet hy het so gegaan. So ek het so hard gerebelleer. Ek het piercings gehad. Ek het nie die tattoos gehad nie, maar ek het die piercings gehad. Ek het dan in een oomblik was ek 'n goth en die volgende oomblik 'n skade chick en I was everything, okay? En ek moes daardeur gaan om myself te vind. Wie is Angelique eintlik? So dit was ek pre Sewende Laan. Julle. All over the shop. What an answer. Ek het dit verwag. Ja, actually ja. Al 100%. Ek het geweet daar was iemand voor hierdie person wat, jy weet. Maar presies hoe jy nou is, mens kan net al of I can tell, you know? Want daar's 'n goth face wat jy definitief deurgestaan het. Ek kan dit sien met die tattoos en goed. So, okay, ballet. Ek wil weet oor die ballet, né? So, het jy ballet gedoen vandat jy kleindogter was? Ja. Okay, 15 jaar lank. So jy het al die grade, ek dink, is dit grade en musiek? Ja, ek het RID exams gedoen. Okay. Tot ek het ewen gegaan tot my solo seal. Okay. So ek het alles gedoen
tot Salosiel, toe begin ek met die Salosiel en maar toe het ek te besig geraak met die kuiers in Hatfield. Ja, ek grap met my studies. Same. Ek het gemiddeld gekook want ek wou kuier. Ek wou 'n lewe gehad het. Ja. So jy het nooit 'n injury gekry nie. Nee. Ek het baie sterk enkels. Fabulous, ek het glad nie. My So jy het seker daai tipe voet, nee. Jy punt nou weer seker met daai beautiful arch. Jy sien, ek het nie daai nie, so ek het die sterk enkels gekry. Maar ek seker jy het nog 'n paar ballet moves around. Ek help nog steeds my dogtertjies en dan wys ek vir hulle en dan sê ek sê, nee, ek het nie geweet ek het dit in my nie. Hoorie, okay, so jou dogtertjies doen, so jy het 3 kids, Ja. nee? Ja. Jou dogtertjies, hoe oud is hulle? Hulle is 8. Hulle is 8. So, hulle is nou besig met competitive dancing. Is dit ballet of is dit contemporary? Alles. Is dit? Noem 'n danstipe en hulle doen dit. En hulle is mal daaroor en ek probeer regtig dit in hulle in drill dat hulle nie met dieselfde issues as ek sit nie, dat dit bepaal nie hulle wie hulle is nie. Hulle mag nie hulle identiteit vind in dans of wen of glad nie. Dis nie dis nie wie hulle is nie, dit is nie hulle identiteit nie. Maar hulle love dit. Hulle het 'n groot ek beloof Hulle soos hulle mamma, hulle love die pressure, go. Maar as hulle dan sê ek vir julle kan nou lekker gaan speel. Raai wat speel hulle? Dans. Danskompetisie. Hulle dans. Dis hulle speel. Dis incredible. Hulle love dit so. Ja. Ek weet nie, as kid neem met my eie gimnastiek. Ek het dit die pressure het ek gehandle op my eie way om my maale obviously ook te probeer happy hou en dit. Maar kyk, ek het net nog kids nie, maar ek weet dat as ek ooit 'n klein dogtertjie het, sal sy definitief gimnastiek doen, maar ek weet ook wanneer die tyd kom, waar sy vir my gaan sê sy wil nie hiermee doen nie. So ek het met my eie gymnastics, ek moes dit gedoen het want my ma wou my nie in sielkundige gesit het nie, sy wou my in gimnastiek gesit het sodat ek eerder iets physical doen. However, ek het gebid om my enkel te breek. So hierdie is hoe ek weet, hierdie is wat kind of soos my religion en so spirituality ook kind of inkom, want van as 'n klein dogter het ek besluit, as ek vir iets bid, sal dit voorkom, né? Bid ek om my enkel te breek, toe breek ek my enkel. Kan jy dit glo? Ja. Maar ek dink ook, ek wou nie noodwendig perform het nie, ek wou nie op die groot stages gewees het nie, want ek was eintlik te bang om te wen. Ek was altyd okay om tweede te kom. Wat? Ja, so ek dink ek doen dit nou nog steeds vandag. Ja, dit is nie in 'n saboteur wat kan jou om tweede te kom, maar ek wil nie dit hê vir my eie kiddos nie, you know. Jy het basies vir die hele land groot geword. Wat het Sewende Laan vir jou oor jouself geleer? Ek weet dit was 3 jaar, jy was 3 jaar op Sewende Laan, né? Ek was 3 jaar daar. Wat het jy daar geleer? Het jy geleer om skrips te leer? Het jy geleer om onder pressure te werk? Ja. Ja, hoe was dit om skrip te leer? Jy kry 'n dag vir die tyd want daar sien nog heeltemal anders geskied as al die ander sepies. Ja. So ons het 'n volle episode in 'n dag geskied. Ja. Dis nie mekaar gewees nie. So daai dag kry jy volgende dag se tekste. En kyk en ek moes in 7 dae so. Perfek. Ja, so jy mag nie van die teks afgegaan het nie. So die woorde wat ek moes insit, alles was vir my so de mekaar geskryf. Okay. Dit was nie my eie kreatiwiteit nie. Ek het natuurlik so 'n bietjie hier en daar gevra, kan ek dit doen? Kan ek 'n bietjie Romeinse woordjie ingooi? Ja, maar dit moes alles approval gekry. Kyk, Dani Orendaal, daar was 'n rede hoekom ons so suksesvol was. Want hy het dit soos 'n samajoer gerol. Ja. Maar jy moes dit woord vir woord net so gesê het. Ja. En ek moes woord vir woord in die aande daai de mekaar spul van Clara gaan leer het en ek sê vir jou naderhand het ek dit so een keer deurgelees dan weet ek presies dan ken ek dit. So dit het verseker my short-term memory geap. Ja. En dit was lang ure. Dit was baie lang ure. As ons nou nog Felicity Fashion Shows gehad het, dan het jy partykeer nog tot 9 die aande by daai studios gesit, nie? Dan is dit nie van oortyd kry nie. Jy doen dit nou maar want daar's 1000 girls wat in 'n ry staan wat jy werk wil hê. So jy het gesacrifice, jy het gewerk, jy het gejoin, geamen. Jy's nie die ster nie, Sewende Laan self is die ster. Ja. Okay, so just know your place. So dit het my baie humility ook geleer. Ja, maar ek sê vir jou, ek is ewig dankbaar vir Sewende Laan. Vir die lesse wat ek daar geleer het en natuurlik vir die deure wat dit vir my oopgemaak het. En ek het gebid vir 'n karakter soos Clara. Ek het Sewende Laan gekyk en ek gaan, Here, ek wil op Sewende Laan wees.
ek wil 'n wild wack karakter speel en ek het dit gekry. So ek het vir ek gebid het sien. Hoor dieselfde ding. Ek julle, it's baie beautiful. Dis regtig mooi wat jy nou net gesê het. Ja. Julie, ek het 3 goals gehad in my lewe. Ek wil op binnelanders wees. En jy? Nee, ek wil elke dag op televisie gewees het en ek wil my eie besigheid hou. En hoorie, okay, ja, ek was op binnelanders. Nee, maar ek het gebid vir, maar it didn't work out. Ek kon dit nie handle nie. If you really plan forwardly en jy regtig dink mooi aan waar jy wil wees, gebeur dit. Maar nou dat dit actually gebeur het, nou is dit klaar. Soos, Next. what's next? On to the next. What is next? Maar Trou en kinders kry. sal ek ooit weer so, nee, girl. Dis te groot. Hy's nou daar nie. Hy's nou daar nie. Kan ek maar iets weer sê oor binnelanders? Ja, maar jy was op binnelanders? Nee, ek was nog nooit op binnelanders. nie daar so ver Research binnelanders. Ek het al 11 keer audition vir binnelanders. So as enige iemand vir my sê hulle was op binnelanders, ek sê, wow. We did the thing. Wow, what did you do right? Ek maar jy sal kom glo my. Nou is op binnelanders. Hallo. However. Okay, so wat gebeur het is ek was ons op my huis, nee. O ja. So op my huis, ek het drama swat. Ek het drama swat. En Wat jy drome geswat? op Stellenbosch, maar ek het dit nie klaar gemaak nie. O, ek het ook nie. Ek het ook nie klaar gemaak. Ek het net my eerste 2 jaar gedoen. Toe kry ek 7de long. Ja, te kry werk. Ja. Dus is wag, maybe hoef ek nie hierdie klaar te maak nie. Nee, en ek dink jy hoef nie. Ek dink ook nie. As jy wil gaan teach. Maar daar is sure. goeters wat mens moet leer op universiteit. Nee, daar is dan soos die 100%. pressure van daai mense wat vir jou sê, jy moet nou 'n boom wees. Dan moet jy nee, nou luister. dit doen en Ja. okay. En physical theater is my gunsteling. dit was my favourite ook. Wanneer kon die splits doen en dan ek het almal gewen. Dan kry ek 80% vir physical theater wanneer ek die splits doen. Kan jy steeds? Kyk, slip dit. Ja, ek kan. Yes. Maar ek ja, so drama was baie belangrik. Wat ek daar geleer het, maar ek kon dit nie klaar maak. Ek het depression gekry. Ek kon nie my graad klaar swat nie want ek kon nie actually handle om deur daai program te gegaan het nie. Maar dit is eintlik jou Want werk. jy wil nie wen nie. Want ek wil nie eintlik wen nie. Salami, Vir my om ja, deur talk te to kom me. is okay. Talk to me. Ek sê kleutige. Maar om deur te kom is dis so what? Just honestly Nee, as a ek person stem. says ek wil nie wen nie. Ek sal eerder vir iemand anders laat wen want ek love om mense happy te sien. Ek doen. En Dis as 'n dit great eienskap om te hê. as dit kom by chicks en vrouens en al die goeters ek is nie in kompetisie met enigiemand nie, baby girl, want ek honestly as a human being is net myself en ek love jou en ja, okay, ons is nou completely van topic af. Ek weet nie eens maar wat ek sê nie. Kom ons gaan aan. Toe gaan jy van acting na boersoeke vrou waar jy mense sien verlief raak het. Ja. Girl, jy boersoeke vrou. You did that. Dis I did insane. that. Weet jy wat sê almal vir my? Uh-uh. Is die hoogste werk wat jy op kyk net kan kry is om 'n boersoeke vrou aanbieder te wees. Dit is wat jy gedoen het. Jy het dit hoeveel jaar terug was dit wat jy dit gedoen het? 3 jaar terug. Nee, nee. Ek het 3 jaar gedoen. Dit was 2010 tot 2013. Ja. Ja. But what hoe? was amazing. Hoe kan jy so suksesvol nadat jy al klaar dit gedoen het? Nee, ek dink, weet jy wat? Weereens, ek dink mense moet nooit ophou droom nie. Mense moet nooit ophou visies hê vir jou lewe nie. People without vision perish. Ja. So mense moet altyd aanhou goals en drome hê en dit najag. Al is jy 'n ma, veral as jy 'n ma is, moenie ophou droom nie. Moenie ophou vent vir jouself nie. Jy kan nie, jy's nie net 'n ma nie. Jy het verskillende rolle in die lewe en jy's nog steeds belangrik. Jy moet jou glasie vol hou. Ek kan nie uit 'n leeg glasie uit vir my kinders gee nie en ek wil 'n voorbeeld vir my ou dogtertjies veral wees dat jy mag jou drome najag en jy mag jou eie lewe hê apart van mamma wees. Ja. So boersoeke vrou. Weer eens 'n droom, weer eens 'n gebed gewees. Ek het nie eens geweet op 'n bestaande program soos boersoeke vrou nie, ek vind dit is terrible. Maar ek was so besig met Sewende Laan. Ek het non-stop gewerk en ek was besig om my honeurs te doen in sielkunde. So ek was regtig besig. Ek het nie tyd gehad op TV te kyk nie en ek sê vir die Here, ek is nou moeg vir Clara. Ek wil 'n bietjie iets anders doen, maar ek wil present en ek wil Suid-Afrika sien, ek wil travel, ek wil so 'n travel program doen. En hier stuur my agent vir my auditions vir boersoeke vrou en ek vertel my ma freak uit. Sy sê, "Dis die beste program, kyk net." My ma so kat. It's massive. Ek sê, "Ek ken dit nie."
En my ma verduidelik toe vir my nou, nee, dis 'n boer en ook kom Thomas en sy verduidelik net vir my die hele program. Ek sê, "Great, dis presies waarvoor ek gebid het." Ja. In elk geval dae op vir die audisie. Hier sit 'n ry van stoele van almal in die industrie wat kom audition vir Boerse Vrou. Ek sê, "Nou kan ek dit is." En 2 weke later te bel hulle, dis hulle soos ons soek jou as aanbieder en ek was net so, "What? Gang, gang, baby girl! Ja, You nee. did it! You imagine! Hoe insane is Dit dit? was amazing. Nee, kyk, luister, dit was 'n answered prayer geweest. Dit was regtig 'n answered prayer. Wat sê in jou audition? Vertel my nou van die audition. Was jy net Okay. jouself? Ek was 100% net myself. Want teen daai het ek darm nou alweer geweet Ja, wie's jy het eintlik. geweet wie is. Ek was deur al my phases en En jy het my al deur so goedjies. baie auditions gegaan. Ek meen, at this En point. baie auditions, Ja. maar dit was nogal 'n interessante audisie geweest. So hulle het vir jou 'n skrip gegee wat jy nou moes gaan. Vandag is ek by Boer Johan se plaas en hy boer met mielies. Ja. Boer Johan is 42 en hy is op soek na die liefde van sy lewe. Jy weet ek moes so 'n hele ding doen. En toe moes ek 'n interview doen met Nina Swart, my idol wat op 7de laan was. Ja. Okay. Nou moet ek al vra. Ek het nie geweet hulle gaan daai in die mix gooi nie. En sy sê toe, "Maar moenie net general vra nie, vra iets wat niemand anders die kat het om te vra nie." Ek nou sit ek daar, ek sê, "Okay, ek kan nie onthou wat ek alles gevra het nie. Ek weet dit op 'n storm het ek al gevra, is daar enigsins iets fout met jou waar jy skaam kry?" En ek dink dit het op die ouene uitgedraai op stinkvoete en ek praat met haar oor stinkvoete en ek weet nie wat alles nie. Ek sê Jy het hulle maak maar lag. Jy het hulle maak lag. Ja. That works. so. As jy hulle maak lag en hulle voel gemaklik om jou in casting, dit works. Ja, maar dis die ding, jy moet Ja. daai boere kan gemaklik maak om te praat, Ja. want 'n boer praat mos nie. Hulle praat mos. Cowboys nie. don't cry. Ja. En hulle is weirdos. Ja. Maar die boere is nie weirdos nie, dis wat ek bedoel nie. Nee. Hulle is net baie sag en teruggetrokte mense en jy moet dit half uit hulle Uitkry. Ja. Okay, so wat het Boerse Vrou jou geleer oor liefde? Joe. Dink jy reality TV kan jy regtig liefde vind? Ek dink so. Ek het aan die begin 'n bietjie gegiggel. Ek gaan eerlik wees, ek het vir die briewe en die dinge en dat mense nou verragtig dink this is gonna work. Regtig love. Hulle wil van hulle. So ek het Of ook wel baie gesien- mense wil ook net op show wees, nê? Nee? En dit gaan both ways. Daar was Ja. vrouens op die show wat ek gegaan het, "O nee my skat, jy's net hier want jy wil op die TV wees." Ja. En selfe vir die boere, jy's net hier om jou plaas te bemark. So, maar jy kon regtig sien wanneer daar boere en vrouens daar is wat werklik liefde soek. En daar was suksesstories. So dis hoekom ek vir jou sê, ek glo in liefde. Selfs deur alles wat ek is, glo ek in liefde. Ek wil in liefde glo en ek wil daai hoop hê en ek wil vir jou sê vir party mense kan dit werk. Kyk, vir my gaan dit nie werk nie. Ek gaan nou nie die liefde van my lewe noodwendig op 'n reality show kry. Oh, baby, you don't have to. You can do it in real life. Ek gaan probeer dit. Ek wel dit het nog so ver nie vir my gewerk nie, so maybe moet ek die reality TV 'n go Wat gee. is regte liefde nou eintlik vir Angelique Gerber, baby doll? Jy is jou eie badass, you know what I mean, no man. Ja, would be nice. Ek dink jy net 'n mielieboer gaan soek. Jy ken mos hulle mos nou almal, die ryk mielieboere. Jy's nou te laat. Dis nou te laat. Hulle het al vergeet van my en aanbeweeg. Ek wag, kan ons net aanbeweeg nou? Ek het belangrike goeie vir jou te vra behalwe Boerse Vrou, maar Boerse Vrou, Maar maar dit was dan 'n wat jy daar great gedoen tyd, het. dankie. En ek dink jy het iets so baie vir mense beteken. En it was beautiful. Jy was kalm, jy was mooi. Dankie. En dit was flippend harde werk. Dit was En ek baie acknowledge harde dit. Dit was werk. regtig harde werk. Ja. En ek respek jou so baie vir dit want op die einde van die dag vir ons almal as aktrissetjies wat nou probeer dit maak in die industrie, dit is die main goal. You already did that, babe. So ja, well done. You killed it. Wat is daar nog om te doen? Dankie. Rare. Okay. Kom ons praat oor Angelique Cosmetics. Ooh. Nee? Ja. Ek is so in my My hart. baby. Ek weet nie hoe jy voel oor soos Kim Kardashian en daai tipe mense nie, maar Ek weet love Kim ek love hulle. Kardashian. Hulle is my pick. Ek love it. Ek kyk al hulle goed. Ja. Ek voel baie skaam om te sê, ek weet nie hoekom nie, want hulle is powerful in their own brand. Ek dink hulle doen great. Ek dink ook en Ja. weet jy wat nê? Hulle is trendsetters en Hulle ons hoef nie is. alles te luister wat hulle sê nie. Soos ek glo nou nie al jy weet al die advice wat uitkom
Ja nee, en Kim is 'n fantastic businesswoman, regtig sy is. En ma. Mense kan sê net wat hulle wil. En ma, Ja. imagine Die judgment wat 'n enkel ma kry, kan ek net gou vir jou dit sê. Sy kry soveel judgment op hierdie stadium. En ek weet nie wat is dit met die freaking mense daar buite nie, maar sodra jy enkel ma is, verwag hulle van jou jy moet nou perfek wees. Kyk, jy moet 24/7 by jou kinders wees, jy mag nie 'n wyntjie iewers sit en drink nie. Jy kan nie foute maak nie. Jou kind mag nie hulle eie persoonlikheid of keuses bietjie uitlewe nie, want alles is die mamma se skuld. Kyk, as Jacques moet nou golf speel, dan gaan niemand hom vra ook sê, kyk net na die kinders. ja, As hy wegwerk nie, waar is jou kinders? Nee, kyk, as ek wegwerk of 'n show MC of 'n fees MC of iewers sit met 'n wyntjie met my wie kyk na haar kinders? ja. Ek is mag ek sê gatvol. Vir daai mense se opinies en se judgment. Ja. Like jy moet actually nog meer grace hê vir 'n enkel ma, want dit is bloody harde werk. Ek maar jy het jou mam, right? O nee, my ma is incredible, want sy ran 2 besighede, nee. Ma is ook 'n besige vrou. Ja, nee, sy is nie altyd daar nie. Ja, met jy Maar sy of is ek het 'n au pair wat my help. Ek sal 100% ook 'n pair hê. Ek kom nie by alles uit nie. Ek kom nie by al my kinders se aktiwiteite en huiswerk en toetse en nog my eie goed ook uit. En iewers moet ek ook asemhaal my glasie vol. Aan sit jy met jou kiddos, jy spandeer doen. tyd met hulle. Dit is mos ja, jy het 'n dag en jy jou kids. Dit's fyn. Maar ek dink jou ma speel 'n baie groot rol in jou lewe. O nee, sy. Maar sy's fabulous, babe. Sy's hot. Jou ma is hot. Mag ek sê jou ma is hot? Ja, jy mag. Ek sê ook altyd vir mamma jy's so sexy. En dis sy's 'n pragtige vrou. Ja. Sy's reg, Binne en buite. Jy's baie mooi, né? Jy's attractive for the dudes. Die mans probably love jou. Ek weet. Hoe deel jy met die tipe kom ons nou leer so. Die aandag wat jy probably kry in die industrie deur die mense wat half soos die shows own of wat ook al en ewen self die ryker ouens of op die internet en how do you deal with the masculine energy that comes at you en partykeer kan dit jou iewers kry in die lewe, partykeer kan dit jou nêrens kry nie. Dit het my nog nooit nêrens gekry in die lewe nie. Okay. Dames moet nie daarvoor val nie. Downfall for Nee, want weet jy wat is short-lived in elk geval? En you're going to be discarded. So moenie ek weet party dit werk seker vir party vrouens of vir my werk dit nie. Ja. Wat my nog net altyd iewers in die lewe gekry het is favour. And God is my CEO of my business, whichever way it might be. En hard work. Ja. Definitely. Maar En my gaan vir jou nêrens kry. Ek dink net sê, weet jy wat ek MC baie golf daar, so dat ek vinnig geleer hoe om met 'n dronk man te werk of jy weet 'n man wat nou dink. So wat doen jy? Sien nou Ek net is ek hierdie dronkryk man. piece of meat. Hierdie dronkryk man kom nou na jou toe en hy sê, "Hello baby girl, like let's get weird with it." Ek weet nie eens hoe om dit te beskryf nie. Weet jy, ek het 'n manier om nog steeds baie nice en friendly te bly. Ja. Maar daar's ook 'n groot label op my kop. Dit begin met 'n F en dit eindig met 'n F. Okay? En ek weet nie, ek gee net daai energy. Met 'n F en dit eindig met 'n F. Foefnol. Ja. Wat? Net hom. Wat is dit? Wag, ek het nie nou. F of. House alone. F of, okay? Maar ek doen dit op 'n baie mooi manier want ek wil gaan hom nou nie offend, weet jy, want ek wil weer nog golf daar MC. Maar ek dink net Dis die ding, jy kan hulle nie offend nie. Jy kan hom nie so sê Toppie Nee. luister nou baie mooi vir my. Jy gaan nou baie ver vir my of wegstap. Nee, reg jy nou. kan dit nie Jy sê kan dit nie doen nie. Maar jy kan baie kindly wees as ja, okay, maar dit's my. en boundaries. Kyk, ek het geleer na my huwelik om baie vinnig gou boundaries neer te lê. Jy mag nee sê as 'n ma en as 'n vrou mag jy nee sê en jy hoef nie redes te gee hoekom jy nee sê nie. Nee is it's a full sentence. No is a full sentence. Nee, klap. Ja. Done. Respect that. Thank you. Ja. Moving on. Ja. So ek dink net ek het regtig maar geleer. Dit kom met ouderdom, dit kom met ervaring om gesonde boundaries te hê as dit kom by mans en En ek experience hierdie baie en dis hoekom ek hierdie wou opgebring het is in elke dit is nie net deur die industrie nie. Jy weet, dis mense wat in power is, ja, wat dink hulle kan vir jou sê net wat hulle wil. Sê, net wat hulle wil en jy weet Ongelukkig. ja, en partykeer you just kinda gotta take it, maar luister, jy kom tot op 'n punt
voor dit is nou nie meer funny, dis nie meer cute, maar jy kan ook jou werk verloor. Jy kan nie. Ja. Ek dink ek weet presies wat die situasie jy is. Ek dink mens moet dit so van dag 1 af as jy by werk instap, daai boundaries hê. Ja. En natuurlik help dit baie dat jy in 'n verhouding is, jy weet. Hoorie, ons gaan net gou-gou 'n breekie vat vir ons sponsor Africa Black Coffee, maar ons is nou terug. Voor ons terugduik in die chaos, net 'n vinnige shout-out aan Africa Black, die offisiële koffiesponsor van Baby Clown. As jy nie Africa Black ken nie, you are missing out on the ultimate coffee experience. Hulle maak nie net koffie nie, hulle create it. Africa Black roast hulle eie blends en single origin coffees en supply almal van boutique cafés tot groot corporates. Hulle doen selfs private label roasts. Hulle coffee shop is in North Riding, Joburg. As jy nog altyd gedroom het van jou eie koffiebrand maak, dis die mense wat jy moet bel. Hulle run ook 'n baie lekker barista training school gebaseer op World Barista Championship standards. So of jy net begin of daai perfekte cappuccino jaag, Africa Black leer jou die kuns en die science agter elke espresso shot. Shout out on Africa Black, roasted with passion, brewed with precision, served with love. And honestly, hierdie podcast run op hulle koffie. Go check hulle website of vind hulle op socials. Luister, ons moet gou gepraat oor Angelique Cosmetics. Nee, so ek ken niemand wat 'n lip liner hou nie, maar dit is pretty cool, my freaking lip liner trou. Dit is nie net lip liner nie, maar I'm a weird girl, it is amazing. Selina, kan ek gou vir sê, ek wou hier aangekom het met 'n onderlaag en met 'n lipstain vir jou, maar dit het nooit gekom nie. Want dit het aan die pad van die Parel af gekom. Ek bedoel, ek gaan nou gekoop, girl. Ek wil dit hê met my haar. So, okay, wag. So dis nie net lip liner, dis lipstick, is lipstain, dis foundation en 'n cleanser. Soos dit wat jou gremering afhaal, 'n cleansing balm. Okay, dis 'n belangrike. Vol olies. Dis net natuurlik, dis olies wat al jou waterproof gremering, want kyk, by Angelique Cosmetics doen ons net waterproof. Net waterproof. En sweatproof. Baby, it needs to stay on for the tea. It has to. Ja. Ja. If you're dancing, kyk al die dogtertjies by my dogtertjies se dansskool dra net Angelique Cosmetics, hoor? Oh, dis so cute. Ja, dis ek kleintjie was. Dis 'n mooi ding. Nee, kyk. So die formulation, hoe jy dit actually maak en so aan. Help vir jou met dit. Fafa help my verseker met dit. Kyk, ek waardeer sy input verskriklik baie. Daar is nie vir my iemand beter nie, maar ek moet ook vir jou sê my business partner Downa is ook 'n grimeerkunstenaar en sy is fenomenaal. Kyk, sy is die mastermind agter die formulations en hoe dit moet wees en wat dit moet doen en ek het nie 'n klou wat daai goed aanbetref nie. Is dit? Ek ja. Nee, wat ek doen maar die bemarking en ek's maar die gesig en ek sê vir okay. Volgende soek ek dit. En volgende soek ek palette. En sy sê just got it working on it. Het jy al 'n palette? Ek het 'n palette. Okay, so julle moet net nog so 'n klein bietjie wag voordat ek dit inbring. O, okay, so is nog nie uit nie. Met die palette kan jy jou hele gesig grimeer. Daar's net 3 goedjies daar binne en jy kan alles met dit doen. So, veral vir jou mamma wat 5 minute het om grimering te doen. Dit gaan ideaal vir haar wees. Okay, so we're talking contour, blush en highlighter. En highlighter. En jy kan jou oë met dit doen, met daai 3 goed. Dis presies wat ek doen. Hier is hoe ek my make nou doen. Ek het een ek wil jammer al die ander make-up artists op buite. Ons het julle nodig, maar ja, for day to day. Vir day to day as jy jou eie make-up baie quickly doen. Ek het my bronzer. Ja. Ek gebruik my bronzer vir alles. Hy gaan hier, hy gaan nie. Is jou contour ook sommer, ja. Ja, so dit is baie makliker om een produk te En jou highlighter kan jy hier in jou oë. Jou blush hier en op jou oë. Stunning. Ja. Ek kan nie wag om dit te use nie. En sommer vir 'n lip color, né? Ek sit sommer my blush so. Ja, dit little lippie. Want make-up lyk actually baie beter as dit kan half selfs skakering half het. Dis so waar. Dis rarig. But ek het dit recently nou eers geleer. Ja. Okay, maar wat is jou favorite lipstick kleur reg nou? Wat jy het wat Wild ginger. Wat is dit oranje? Dit is soos 'n coral red. Ek wil vir jou die power red gee want jy gee vir my power red vibes. So ek hou van die wild ginger. Dit is ook 'n rooi, maar hy bietjie meer coral in. Die power red het 'n blue undertone. Okay. So hy maak die tande lekker wit. Ja, dis waar. Hoe rooi die lipstick deur witter lyk die tande. Ja. Okay, maar ons gaan dit sommer op die skerm nou hier so sit. Maar weet jy wat kan ek net sê? My passie lê by vrouens. Alhoewel ek my meeste attack kry deur vrouens. Is dit nie net crazy hoe dit werk nie? Maar my passie lê by vrouens. Ek wil vrouens uplift, ek wil vrouens empower. En ek kan nie vir jou sê hoe lekker is dit vir my
want kyk my produkte is alles oral by Arinel en doen ek seker dae en oggende waar ek vrouens grimeer en Ja, jy's in tips gee. apteek. Arinel, dis 'n Ja. massive apteek. Is dit net in Pretoria? Waar is dit? Nee, Arinel? oral reg oor die land. Reg oor die land. En ek is nou besig om so van plek na plek te travel en ek ontmoet die ongelooflikste vrouens. En net om te sien hoe hulle met 'n huppel in hulle stappie daar wegstap. Nie net as gevolg van die grimering nie, maar dalk het ek iewers 'n saadjie kom plant in hulle. Want dit is my idee met Straalend ook. Vir vrouens uplift, ek wil hulle opbou. Ek wil help waar ek kan. Vrouens is my passie. That's what I was created to do. I want to uplift women. So, ja. Ek stem saam. As Baby Clown. Ek Ek doen. So daai wat jy gesê het, jy's nie in kompetisie met enige ander vrou nie. Ek love dit. Ek is nie. Love dit. Ek het my koppie Ek doen wil dit dieselfde. net nie. Ek het soveel ander issues. Ek kan nie nou nog dink aan jou ook nie. So, Daar's genoeg sonskyn vir ons almal om te flourish. Al is ons in dieselfde industrie, ek celebrate jou wins ook. Ja. Soos ek dink jy's die hardste weather woman ever. Ek dink daar's 'n paar seentjies wat ewe skieler ontbyt sake kyk. Want dit gaan, jy's net so mooi mens en jy's mooi. So Hoor ja, ek moet vir jou sê, om 'n weermeisie te wees is nou 'n hele ander tipe storie, maar ja, die make-up en die goeders kom saam. You know, en ek love it. I love the dressing up. I love the make-up part. Hoe weet jy waar sit Cullinan byvoorbeeld op 'n green screen? So ek Hoe moes dit waar die wind, hoe was jy? So dis nie 'n green screen nie. Wat ek het op doen nie. Ja, so net vir die kykers wat ons nou oor praat is is die nuwe weermeisie op ontbytsake. Dis nie 'n green screen nie, dit is 'n actual TV wat ek op point en ek het Lenet van Skalkwyk wat 'n meteorologist is wat mense van die inligting vir my deurgee en ek werk daarvan af. Wat ja, sy help my. Ek dink jy wys net na random plekke en jy weet hier 30 grade regs van hier sit Maar Pretoria. ek mag nog steeds nie op die televisie agter my kyk nie. So daar's 'n TV voor my en daar's 'n TV agter my. Maar It's amazing. so met my vorige werk op ENCI het ek baie meer stres en pyn gehad want ek myself kan of alles self doen. Maar in pynsoek het vir my half 'n spys gegee om te leer Dis en my tyd te vat om te leer en Ja. elke dag leer ek iets nuuts oor die weer en dit is regtig ek love dit. Ek doen. Ja. Maar dit is moeilik. I'm not gonna lie. Jy weet, en dit is moeilik om te glo wat ek sê. Ek however weet, dit kan net makliker word en ek love it. Ek love dit weer want dis nature, babe. Daar's love en daar's beauty. So as ek hoe mooier Lanya wat dit so sal hoe beskryf. mooier ek kan praat, hoe mooier weet ek hulle gaan dink aan die weer. En dis en nou finally het ek geniet wat ek sê. Sien ek dit raak in die weer. Ek sê, "Oh my word, wat ek gesê het is actually happening. This is amazing." En dan maak jy self vir my sê, I'm prophetic. gaan dit nou reën?" En dan sê ek soos, "Ek is nie 100% seker nie. Ek kan nie regtig onthou nie, maar gaan nou vir jou check want ek love it om te sê dat ek weet wat aan die weer aangaan." Maar kan ek net gou sê op daai noot van moeilike goed in die industrie en op plekke werk waar dit regtig taaf is of onder 'n moeilike baas of 'n moeilike producer. Ek is eintlik dankbaar vir al daai moeilike producers of directors of mense in die industrie. So waar. Want elke liewe experience maak my volgende werk net makliker. Ja. En hoe moeiliker dit was, hoe makliker is die volgende job. So waar ek dink my vorige werk het my so baie geleer van wat ek nou doen. Want op daai stadium van my lewe het ek gedink almal raas my. Want ek's nog op daai stage van die acting waar ek is, "Oh, ek gaan I'm gonna mess this up. Ek gaan net die verkeerd doen. Kan nie hierdie doen nie, kan nie hierdie Ek sê het nog nie." nie daai confidence nie. Ja, maar ek really trying to get there. En ek weet ek is amper daar. Ek voel jy Maar is nou dat daar. ek in 'n environment is waar almal vir my kyk en hulle lag en hulle sê alles is right. Nee, reg. Dis okay. Maar I needed the hard hectic for me to be able to be this person. Nee? So ja, dit is Ja. regtig presies. Ek stem. Dis Ek presies stem. dit. Okay, wag, laaste ding wat ek oor praat. Vertel Yes. my oor jou boks. 10 Oeh. rounds. So 10 10 rounds, ja. Ja. 10 rounds. So Boks, hoeveel kickboxing. hoeveel alles keer in. 'n week oefen jy? So ek probeer 5 keer 'n week oefen. Kom natuurlik nie altyd daarby uit nie. So party weke soos verlede week het ek net 1 keer gegaan. Maar wanneer ek kan gaan ek. Ja. Want ek weet ek het 'n baie besige skedule. Ja. So en ek love it. Ek doen dit al vir 4 jaar. Nee, 3 jaar, skus, 3 jaar. Ek het vir 'n jaar geboks by Driekus du Plessis by CIT. Wat ek ons boks opgedoen Hoe het. hektiek was dit? Hektiek. Dit was hektiek. Ek het vir omtrent 4-5 maande 2 keer 'n dag geoefen. Elke keer al die pad deur gery soontoe.
ja, Driekies is nie 'n grappie nie. Kyk, Driekies is verskriklik nice, maar nie in die gym nie. Maar ek is Ek hoop dankbaar nie jy het hom daarvoor. julle saam geoefen. Ek hoop Ja, hy was my coach. Maar Woesie was my boxing coach en Stefan Dallery was ook my coach. Hy het meer mentally met my gewerk en hulle was net 'n winning team. Ja. En dit was vir my baie pressure geweest om uit CIT te gaan boks en die boks op te doen want almal wen daar. Jy weet, en hier moet ek teen Tashai die Bellville bomber gaan fight en almal was aan haar kant. Almal het gesê sy gaan die poppie wen. En ek sê nee, julle ken nie hierdie poppie nie. Hierdie poppie moes al 'n paar harde houe van die wêreld in die lewe vat. So yeah. Ja. En daar was 8000 mense daai dag. Ja, maar 12000 mense het aan gekyk. 8000 mense wat kyk om jou te gemoer. Ja, Dis so insane. nice ek sê maar kyk nee. Ek gee vir Tasha daai eerste ronde. Sy het vir my die wit rook uit my gesat. Sy het my neus gebreek. Ek het nie eens geweet nie, maar sy het my neus gebreek. Die bloed het uitges. Hulle moes stop om net gou al my bloed skoon te maak en ek sê, "Hou baby, it's on." Driekie sê vir my, hy kon sien ek hoor nie 'n woord wat hy sê nie, maar hy het dit gelove want ek het so gesit. Ja, jy was soos we are in this. We are doing Ek this. het You are vir going to Tasha die. so gekyk en Ja. toe nek ek vol. Ja, jy het vol ja, ek mag Ja. nie meer vloek hê. Maar jy Ek het vol you gegaan. did the Ja, ek het te vol gegaan. thing. En ek dink sy het gedink sy gaan voluit. Sy gaan vir my Sy het gedink jy's 'n poppy girl. hardste slat Ja. dat ek gaan na 'n ronde okay nee, jy wen. Ja. Nee. Ek ken dit is die ding, nee. I always get back up. Ja. So dis ek so en maar toe sê sy in 'n interview iewers, nee Angelique sal nie hard nie, sy slaan net die hele tyd. Dis ek sê, ja nee, is dit ook gebleem, is okay. Ja. Maar ek het daar die hele tyd geslaan. Nee, peace, Tasha, ek love haar. Ons het actually baie goed oor die weg gekom, maar Ja. ons was bietjie enemies daar in die ring. Weet jy maar ek admire jou vir dit. Dis regtig een van die bravest goeders wat ek dink. Ja, wat jy hoorie. kan doen. Maar ek was braaf geweest want ek het gefight vir 'n cause. You always need to have a why in life with anything that you do. And my why is ek het dit gedoen vir abused women and children. Ja. Ek het dit is 'n heeltemal 'n ander storie wat ek wens ons oor kon praat en tyd gehad het, maar basically in a nutshell, my ouma was verskriklik abused. Sy's dood as gevolg van my oupa se abuse. En dis hoekom ek gefight het. Ek het met haar naam op my belt gefight vir Susie. En ek het die voorreg gehad om toe nou na die tyd te kom praat daaroor en te sê ek het gefight vir elke liewe vrou daar buite wat nie die finansies of die ondersteuning het om uit 'n abusive relationship uit te stap nie. Ek fight vir jou vandag. Because this is actually where the fighting should stay, is in a ring. dis waar. Not in a household, not in front of children, not towards a woman. Like pick on someone your own size. En my ouma kon nie uit die huwelik uit nie, sy kon nie. En die enigste manier vir baie vrouens is uit 'n kus uit. That's the only way they escape the marriage en dit is cross border, wit, swart, Indian, almal. Elke vrou daar buite gaan daardeur, elke kind daar buite. Dit is 'n cross border, cultural, racial van vrouens en kinders wat in hierdie situasies elke dag sit. En die rates en die statistics in Suid-Afrika is shocking. Hoeveel vrouens in 'n maand vermoor word in ons land deur mans. So ek het vir dit gefight. Ja. That was my why. Ja. Ja. Look at you, babe. Ek is wel ek is Kraag gebreek. Kraag gebreek en nie eens gevat toe. Oh nee, jou neusie in Suid-Afrika, well done. Rarig. Nee, ek het nie dit geweet nie, maar ek moet vir jou sê ek het baie respek vir jou vir dit. Dankie. Regtig. Maar oefen in general, nee. Yes. So ek het nou gesê jy oefen 5 keer 'n week. Dit bring vir jou so baie confidence en ek dink om te oefen hou mense mental health. As ek nie oefen nie, is ek depressed, ek het ook. anxiety en dit. En Ek ook. soveel as wat it keeps us, we look like this because we train like this, you know? Ja. En is harde werk om te Dit lyk soos is. wat jy lyk. Angelique, dit is en ek Ja. haal my hoed af vir jou Dankie. for how you have just kept being the baddest, mag ek vlieg nie, baddest baddie out of all of us. Want ek sien, as jy in 'n plek staan, nê, die girltjies almal, sy's nee, Angelique, dis so, iemand help my. Maar ek love dit van jou, want jy het nog nooit iemand kleiner maak voel nie. Ek wil You know, jy hoef nie en jy ja, ek sê ek haal my hoed af vir jou vir hoe mooi jy nog is and how you are still winning at this game. Dankie. En ons almal kan net My why is my kinders. Ja. Dis my kinders. Ek wil 'n voorbeeld vir my dogtertjies veral wees. Wil.
Ja. Dis belangrik om na jouself te kyk. Dit is jou enigste hierdie is al wat jy het. You have one shot at this life. It's not a rehearsal, it's the final show. It's not a real. Jy het een liggaam en jy moet hom oppas en weet jy wat, daar's mense daar buite wat met challenges sit en mental health challenges sit en met food noise it's a real disease. Food noise. Ja. It's a real disease. En as jy nie met food noise sit nie, wees dankbaar. Ja. Maar hoe ouer jy word, hoe meer weet jy wat werk vir jou en wat werk nie vir jou nie. So wees ook geduldig met jouself en jou liggaam en jy kan nooit jouself compare nie because comparison is the thief of all joy. Ja. Maar you do the best that you can. Jy probeer om gesonde keuses te maak. Ek beloof vir jou, ek staan elke liewe oggend op en ek gaan gym skip. Dan gaan ek nee. It's going to make you feel better. Want daai dopamine release wat jy kry, is so goed vir jou. Dit reguleer 'n vrou se hormone en hoe meer spiere jy bou, hoe meer vet verbrand jy deur die dag. Dit is so goed vir jou as vrou en vir jou mental health. En ek het ook respek vir vrouens op buite wat regtig sukkel met dit. Geen het al 'n groot rol. Jammer as jy nie met my saamstem nie, maar dit doen. Ek dink dit doen 100%. Jeans completely. Ek it lyk nie so does. want ek lyk so nie, ek lyk so vir my ma lyk so. My ma ook. Ja. En dit gaan ook oor die huis waarin jy groot geword het. Ek het nie groot geword met coke in die huis en gaskoeldrank en sweets en ek het groot geword met 'n ma wat gesonde keuses gemaak het in die lewe en dit was my voorbeeld. Ja. So as jy nou nog daai ook met breek, generational things met breek, food noise met breek, hormonal problems in your body moet breek. Like I have respect for that. Ja. Maar jy moet nog steeds weet, jy het een liggaam en pas daai liggaam op. En dit het soveel te doen met selfrespek. En daai se conversation weer vir 'n ander dag is jou identiteit. Want uit jou identiteit uit en uit jou selfrespek uit maak jy keuses in die lewe. Wat jy in jou mond insit, met wie jy trou, wat se werk jy kies, wat se vriende jy kies, because you deem yourself worthy or unworthy for every choice you make. Ja. En daai vat baie werk. Angelique, ek waardeer dat jy dit gesê het. Want ek as mens het ook op my eie baie issues gehad en food noise resonates. Ek verstaan dit. Ek dink jy verstaan dit ook. En ek het baie tools moes aanleer om lief te wees vir my eie lyfie. Ja. Maar dit is harde werk. Ja, kindness, it gets you there. Gets you where you want to be. Jy kan nie jouself raas tot in 'n mooi lyf. Jy het dit so reg gesê. Ek sê altyd vir vrouens, jy moet 'n bietjie luister na hoe jy na jouself praat. Jy kan jouself weer raas nie. Dink gaga aan die persoon vir wie jy die liefste is. Sal jy met daai persoon so praat of wat jy met jouself praat? Ja. Nee, jy sal nie. Kan nie. Jy kan nie. Hou op jouself uit. Just take care of yourself. Moenie vloek nie. Have grace. Luister, dit is ons tyd. Nee. Ek en jy kan nog sit vir 4 ure. Ja, Julle ons kan. ongelukkig. En ek het nie eers by af uitgekom wat ek wou gesê nie. Hoor hierdie girl is 'n badass. Sy is so liefdevol en ek is so grateful dat jy hier was. Dankie dat jy op my bekend was en dankie dat jy vir my kom leer het. Confidence, respect, jy moet ma te wees. Dankie. Ek dink jy's bly beter. Ek Ek wil nie eendag sien jy like asseblief. Ek wil nie. Ek wil jy like okay. Luister, en dat julle- is 'n groot is. Baie dankie dat julle hierdie episode gekyk het. Asseblief subscribe na my YouTube channel toe. Dit is baie belangrik. Dankie as jy al subscribe het. Ek waardeer dit met my hele hart. Dankie my sponsor Africa Black Coffee. Dankie vir julle wonderlike koffie. Julle is ook 'n barista school as ook 'n coffee roaster. Ja, thank you. Ek so grateful om hier te wees en get weird, stay wild and just be kind to yourself, kid. Ciao, Angelique!